Maar moet uitkrop. Vanmorgen, toe dink ek nou, en ek al met 'n paar mense gepraat en gevra, die prentjie wat ek uitgestuur het, terwille van, kon ek net ervaar, as baie vraagtekens, terwille van, nou waarvan wil die man nou praat? Wat het die Here op sy hart gelê? En ek is so opgewonde na laasweek se woord wat eintlik vir jou in jou spore geruk het, né? 'n bietjie vir jou daai reins net 'n bietjie teruggetrek en net vir jou sê, wow, waar hardloop jy? Kom terug. Hier is 'n God wat in beheer is. Hier is dinge wat met jou moet gebeur en dinge wat jy moet verstaan oor die Heilige Gees en oor die wegraping. En dit was nie 'n baie lang woord nie, maar dit was 'n baie diep woord. En ek staan en ek vra nou vir die Here, want ek praat met pastoor Bernard sê, maar gaan jy nou vandag die woord bedien? Sy sê nee, sy is te besig. En woensdag aand in die groep, en na het ons klaar gebid het en so aan, vra ek die Here, ek het nog nie 'n woord vir Sondag nie. Ek weet 'n mens kan 'n agenda hê en sê, alright, dis die onderwerpe en dit vooruit beplan. Maar ek wil eerder gaan dit wat die Heilige Gees my sê, om dan voor te berei. En donderdagoggend, toe kry ek hierdie woord. En ek het dit bepeins en ek het aantekeninge gemaak, sommer my Bybel, nommers van gesit en wat ook al. Maar vanmôre se woord is terwille van, daar is 'n ommeswaai in hierdie woord. En ek wil hê jy moet op die bussie klim vanmôre, net nie afval nie. Sit jou gordel aan, alright, en ons gaan so 'n bietjie op 'n journey in hierdie woord, wat die Here vir ons gegee het. En as jy jou Bybels by jou het, dit is nie deel van die woord nie, maar dit is deel van wie God in jou lewe is. Blaai vir my na Jesaja 55 toe. Jesaja 55. In hierdie gedeelte het ek aantekening gemaak 27 Maart 2018. Vers 11. En van vers 10 af. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit deurdring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoed wees in alles waartoe ek dit stuur. Wow. Dit is my so kragtig. Dit is 'n kragtige woord. En hierdie woord kan jy vandag se datum bysit en jy kan dit maar onderstreep. Want hierdie is 'n woord wat ek en jy elke dag herinner moet word. Wie God eintlik is. Dat ek net my beerings weer by mekaar kry hierso. Ek en jy besef as ek hierdie woord lees, besef ek en jy
waaroor gaan dit alles? Dit gaan alles oor die Here. En hierdie Here is in hoofletters, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God die Vader het die heelal geskape, met alles wat daarin is. En hy het al die detail aan die atmosfeer en die hemele en die kosmos en die miljoene sterre wat daar is. En hoe klein en nietig is ek en jy op hierdie aarde ook geskape. As jy gaan kyk wat rondom jou aangaan, die plante groei, die water, die struktuur, die voëls, die diere en alles wat daar mee gepaard gaan, is my en jou se verstand vermoë te klein om alles te kan absorbeer. En al hierdie omwenteling wat geskape is, het hy aan jou en my gedink. Amen. Okay. Hy het aan jou en my gedink vir 'n tyd soos hierdie. Hy het aan jou en my gedink in ons omstandighede. En dit is 'n bewys, 'n verder bewys dat God se hartklop is by jou en my. Die verhouding wat hy gehad het, reg in die begin af van die tuin, wat hy regdeur het met van die groot name in die Bybel. Die verhouding wat hy gehad het en die boodskap wat hy oorgedra het. Dat baie keer dink 'n mens aan hierdie woord en dan dink jy, dit is 'n groot lat wat my gaan slaan. Maar as jy 2 woorde kan gee oor hierdie boek, dis 'n boek van liefde. Dis die waarheid. Dis 'n boek van liefde. Dis nie 'n boek om jou heeltyd oor die kop te slaan nie, en vir jou al die moeds en die monies moet gee nie. Maar hoe meer ek tyd spandeer in die woord, besef ek, hoe meer I do the do's, I don't have time to do the don'ts. Dit is so. En dan kom ons by die pad wat die Here, wat die Vader met al hierdie karakters gestap het. En hy stuur vir Jesus Christus op die aarde, om ons te kom leer en ons te wys, en vir ons hierdie leefwyse te gee. En wat Jesus in die bergpredikasies gesê het, so ons gaan groter dinge doen, as wat hy gedoen het. Nou, tot vandag toe, kan hierdie gedagte van my dit nie klein kry nie. Want ek het gesien hoe groot goeders doen Jesus, hoe meer ek in die woord spandeer. En dan besef ek en jy dat die hartklop van die Vader by jou en my is. Deur die Heilige Gees is ek en jy verseël tot die ewige lewe. Wow. Daar's geen ander afgod wat dit vir jou kan sê nie. Niks nie. Daar's geen ander lewende God nie. Die Heilige Gees is daar vir jou as 'n kaart, en dit wat Jesus gedoen het, die kruis wat hy gedra het, dit wat hy deurgegaan het, vir my en vir jou. En met die opstandinge waar hy waar die klip weggerol is, wat hy opgestaan het en opgevaar het na die hemele toe, waar hy aan die regterkant van God se, om voorbereiding vir jou en vir my te gaan doen. Hoe dink ons? Terwille van wie? Terwille van die kinders van God. Waar hy gesmaat het en hy is opgespuur, en ons doen daai dagstukkies op hierdie stadium ter voorbereiding
van die Paasnaweek en ook van die kruisiging. En nou dink ek en jy, dit wat hy verduur het vir jou en my, om vir ons verlossing te bring, sodat ons vergifnis van sondes kan kry, sodat ons genees kan word, sodat ons name eintlik in die boek van die lewe geskryf kan word. En ek sê, terwille van wie, hoe groot is hierdie God wat ek en jy dien? Hoe groot is hy? En ek het nou 'n klomp notas wat ek nou gemaak het en verstaan ek en jy wat beteken die leidsman, ons opperhoof, ons oppergesag, die allerhoogste, die voleinde van die woord, die alfa en die omega, die begin en die einde, die ek is, Yahweh. Dit is terwille van ons. En Jesus sit bo in die hemel, in die regterhand van die Vader. En hy kyk af na jou en my, en hy sien die volmaakte persoon wat hy geskaap het. Die volmaakte persoon. En ek wil hê jy moet ou langs van jou sê, sorry julle wat nou alleen sit, sê, I can see Jesus in your eyes. Amen. I can see. Ek kan die Christus binne in jou sien. Dis wat die woord sê. Die woord sê die Christus in jou, hy identifiseer vir jou en vir my, want jy is verseël in die Heilige Gees. Deur wedergeboorte en die doop en die aanraking en vervulling van die Heilige Gees. Dis besonders. Dit is terwille van jou en my. Dis terwille van God se hartklop in ons lewens. En nou moet jy ook verstaan dat Satan kom en hy sê, maar jy is skuldig. En die advokaat Jesus Christus kom en sê, it is paid for. Dis voorbetaal. Sy sonde is reeds voorbetaal. Terwille van wie? Terwille van my en van jou. Sjoe. Bly vir my gou na Psalm 8 asseblief in julle Bybels. Kom ons lees dan. Vanaf vers 4, sê hulle met my. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom soek? U het hom in weinig minder gemaak, as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. Wow. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Die skape, beeste en almal, en ook die diere van die veld. Wow. Terwille van ons, wat die Vader dit vir ons gegee het. Sodat ons kan heers oor sy werke. Dis nou baie spesiaal. Kom ons blaai 'n bietjie verder aan, na Psalm 144 toe.
langer stukkie lees. En julle kan maar ag neem, onderstreep maar hierdie skrifte in julle Bybel. Psalm 144 vers 3. O Here, daai Here is in hoofletters, nie in kleinletters nie. Die Here is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. O Here, wat is die mens dat U hom ken, die mensekind dat U op hom ag gee? Die mens is soos die nietigheid, sy dae is soos vlugtige skaduwee. Buig U, o hemele, Here, en daal neer, raak die berge aan, dat hulle rook, slinger bliksems oor en verstrooi hulle, stuur U pyle uit en verwar hulle. Strek uit die hoogte U hande uit, ruk my uit en red my uit groot waters uit, die hand van die vreemdes. Wie se mond leuen spreek en wie se regterhand in die regterhand van bedrog is. O God, ek wil 'n nuwe lied sing tot U eer, op U 10 snare harp wil ek U psalm sing. U wat U konings die oorwinning gee, wat U knegt Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard, ruk my uit en red my uit die hand van die vreemdes, wie se mond leuen spreek en wie se regterhand in regterhand van bedrog is, sodat ons seuns soos die plante mag wees, wat opgewek is, opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare, wat uitgebuitel is na die boustyl van die paleis, dat ons skure vol mag wees, wat allerhande soorte voorraad oplewer, ons kleinvee by duisende mag aanteel, by 10.000 vermeerder word op ons velde, ons beeste gelaai mag wees, geen bres in ons mure, en geen uittog daaruit, en geen geskreeu op die pleine nie. Welgeluksalig is die volk met wie dit so gaan. Welgeluksalig is die volk wie se God die Here is. Tot sover. Dis 'n waarskrif. Dis 'n waarskrif. En ons kan onsself elke dag herinner terwille van ons het dit gedoen. Tjoe. Moenie daai Bybel nou wegsit nie. Ons gaan nou 'n bietjie verder gaan na die skrif wat die Here vir my gegee het. En blaai vir my nou Hebreërs 12 toe asseblief. Hebreërs 12. Nou moet ek sê, ons kan nou sien en ons ervaar wat God se hartklop is terwille van my en jou, wat hy gedoen het. Ons kan dit raak sien. En nou is dit nou daar staan en ons erken dit wat God die Vader in ons lewens gedoen het, en die bevestiging wat ons gekry het deur die verseëling in die Heilige Gees, sodat ons saam met Here Jesus Christus die ewige lewe kan beerwe. Moet ek en jy vanmôre stil staan en sê, alright, nou met hierdie prentjie, hierdie hartklop prentjie, wat beteken dit vir jou en my? Want daar moet 'n respons wees. Daar moet 'n respons wees van my en jou, as ons sien wat God die Vader bewerkstellig het vir jou en my. Hoe reageer ek op hierdie woord, met dit wat om my aangaan? Hoe reageer ek
as mense kind van God die Vader. En in hierdie skrif het ek 'n klomp aantekeninge gemaak. En ek gaan baie vlugtelik daardeur gaan. Maar wanneer ons Hebreërs 12 lees, kan ons sien waar ons hartklop lê. Terwille van dit wat die Vader gedoen het. Kom ons lees. Hebreërs 12. Daarom dan, terwyl ons dan so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Wow. Vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jou siele nie vermoeid of word of verslap nie. Julle het tog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging wat die Here nie gering het nie. En beswyk nie as jy deur hom gestraf word nie. Dis hard. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar, wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Wow. En kom ons, ek het nou so 'n paar verse wat bietjie afgebreek het, en kom ons blaai deur en ons gaan kyk, en daarna volhard in die wedloop wat voor ons lê. Wat is hierdie wolk van getuienis waarvan hy praat? Twee goeders. Die wolk van getuienis is eerstens die wolk wat die Israeliete deurgemaak het. Alright? Verder is die wolk van getuienis van elke persoon in hierdie gebou. Van kinders van die Here. Sy kinders, nie gelowiges nie. Sy kinders van die Here. En onthou net, wanneer 'n atleet, wanneer ons hierdie wedloop, hardloop of stap of kruip of wat ook al, is dit om die wedloop te klaar te maak. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die sprint in die begin en dan val jy uit nie. Wat maak dat jy moet uitval? Jou laste en jou sonde. Dis wat die woord sê. Dan gaan jy uitval. Dan gaan jy deel wees om hierdie wedloop klaar te maak nie. Jy hoef nie daar te blaai nie. By 1 Korintiërs 9 sê vir ons, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop, sodat julle dit sekerlik kan behaal. Dit is mooi. Filippense 3. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na dit wat voor is. Amen. Wat
Want die woord sê ook, jy kyk nie terug op die ploegskade. Ek het ons baie keer wat ek vir die mense praat en sê, hulle is so betrokke in hulle verlede, dat hierdie triespieël waarin die voertuig waarin jy ry, is so groot soos die voorruit, so jy kan niks sien wat voor jou uitgaan nie. Maar die woord sê, los dit wat agter is. Kyk na dit wat voor is vir jou en vir my. Moet julle siele nie vermoeid word nie, punt nommer 2, en verslap nie. Hierdie verslapping, dit is, jy het nodig om daagliks in die woord te betree. Want as ek dit nie doen nie, then I lose it. As sy dit nie doen nie, dan sy verloor dit. Dit is nodig om in die oggende verskerp te word in die woord en te herinner word in die woord. Dit is hoekom ek daai tyd afsonder en die dagstukkie stuur. Behalwe my ander stilte tyd wat ek hou. En dit help verander, maar dis nie ander mense se stilte tyd nie. Dit is nie. Jy het jou eie persoonlike stilte tyd, want die stilte tyd is daar in die bou van verhouding met God die Vader. En daar is geen ander plek wat jy kan dit doen nie, as in jou binnekamer, want die bedrywighede daar buite raak te besig. Ek weet baie keer wanneer ek bestuur of ek is besig met 'n ding, as ek dankie Here vir u wysheid en die insig. Ek sukkel met hierdie ding, Here. Oeps, dan kry ek 'n oplossing. Dan gee die Here vir my 'n antwoord. So ek is in gedurige gesprek met die hemelse Vader in my hele doen en late. Terwille van dit wat hy vir my gedoen het. Kom ons kyk 'n bietjie verder na vers 2. Terwille van Jesus die volmaakte voorbeeld. Die oog gefestig op Jesus die leidsman en volleinder van geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou het, die kruis verdra het. Wat was hierdie vreugde? Die verlossing van mense, die herstel van verhoudings, en die gesondheid, en die oorwinning van sonde deur die dood. In Jesaja 53, jy hoef nie daar te blaai nie, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Dit het 750 jaar voor Jesus se geboorte was daai profesie alreeds uitgegee. Kyk wat dit beteken. In Johannes 15 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gegee het. Want Jesus noem ons as sy kinders, noem hy ons, nie ons slawe nie, hy noem ons vriende. Hy is jou vriend. Dis hoekom ons sing, wat 'n vriend het ons in Jesus volgend. Dis hoekom ek daai boodskap en daai liedjie uitgehaal het. Terwille van volharding en lyding. Wow, hierdie is 'n bietjie moeilike ene, né? Hebreërs 12 vers 3. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van sy teestanders teen hom verdra het, sodat julle eie siele nie vermoeid word en verslap nie. Jesus het dit vir ons gedra, sodat ek en jy toegerus kan wees vir elke dag se stap saam met hom. Johannes 16 vers 33. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hy het in die doderyk afgegaan. Hy het die sleutel van die doderyk het hy gevat. Dis syne. Weet Timoteus 3. En almal wat ook God
godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Ek word vervolg. Baie. Maar ek gaan lê nie, want ek weet, ter wille van my, wat die Here Jesus gedoen het. Kom ons kyk na die 6de punt. Ter wille van God, se veranderlinge tugtiging. Wow, hierdie is nie baie lekker nie, veral vir jong manne soos Joshua. My seun ag die tugtiging van die Here nie gering nie, want die Here tugtig hom wie hy liefhet. So die Vader gaan nie sy seun of 'n ander persoon, gaan nie 'n ander persoon tugtig nie, maar die Vader gaan sy kind tugtig. Hoekom? Want hy is lief vir hom. En hy wil vir hom leer in die regte weg en weë om dit te kan volg. Dit is nie om jou kind net te vat en te slag nie, dit gaan nie daaroor nie. Maar die woord sê ook, do not spare the rod of correction on the seat of understanding. Dis wat die woord sê. En in vandagse skole word daar nie meer getugtig. En ons het daar deurgeloop. Baie deurgeloop. Maar ek is bly ek het nie, hulle het nie my hande geslap nie. Hulle het geslap daar waar ek dit voel. On the seat of understanding. Want hier is 'n connectie hierso. Nee, alright. Mag ek wil dit nie verloor. God werk met ons. Hy vorm ons. En hy lei ons. Openbaring 3 sê vir ons, vers 19. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Amen. Dis wat God die Vader sê. Want hy het vir jou lief. Want dis ter wille van jou en vir my, wat hy vir jou tugtig, sodat ek en jy, wat verseël is in die Heilige Gees, saam met hom kan wees en dag. Ter wille van hom. Hoekom? En ons is sy kinders. Sjoe, kan die laaste punt, dan gaan ek afsluit. Ter wille van ons identiteit as kinders van God. Nou as jy Hebreërs die vers 7 en 8 net gaan lees en sê, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Wow. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Wow. Ek wil nie 'n onegte kind van die Here Jesus wees nie. Jy kan 60, 70 jaar oud wees en die Vader gaan jy nog steeds tugtig as jy verkeerd doen. Jy kan 13 jaar oud wees en die Vader gaan vir jou tugtig. Want daar is net een aardse Vader en daar is een hemelse Vader. Geen ander Vader nie. Niks nie. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Sê vir die persoon langs jou, ek sien Jesus in jou. I can see Jesus in your eyes. Dankie, Here. Kom ek sluit af. Wat is ek bereid om te doen ter wille van Jesus? Ons is nou deur hierdie punte gegaan. Wat is ek bereid om te doen? Want Jesus het die kruis gedra. Hy het die smaad verduur vir jou en vir my. Hy het sy lewe gegee. Hy het vir ons die agape vaderlike liefde gegee. Hy het ons toegang tot die ewige lewe gegee. Ter wille van ons. Dis wat hy gegee het. En nou is ons die minste omdraai en ons kyk nou wat gebeur wanneer ons fokus verloor.
wat gebeur? Dis nou die negatiewe kant. Ons raak, die wedloop raak te swaar. Dit raak te moeilik om jy gaan teëstand kry. Dis wat die woord sê. Die woord sê so, nie kort nie. Jy gaan sleg behandel word. Jy gaan verneder word. Die woord sê so. As gevolg van om hom te volg, gaan dit gebeur. Net soos wat die Here Jesus dit deurgegaan het, gaan ek en jy dat deurgaan. Raak nie moedeloos nie. Raak die laste groter in jou lewe. Raak die finansiële druk groter. Raak die emosionele druk groter. Raak die vervolging groter. Nou wil ek 'n stukkie hierso vir jou lees. Verstandige kinders van die Here, sorg dat hulle fiks bly. Hulle strek hulle geloof om dit sterk te maak en werk as 'n span saam met ander gelowiges. Hulle fokus op die detail wat hulle sal help om God daagliks beter te gehoorsaam. Dis waaroor dit gaan. Die meeste atlete geniet normaalweg nie die oefenkampe nie, né? Geniet jy dit? As jy dit so moet oefen. Dis nie lekker nie. Dis nie aangenaam nie. Julle het nou 'n bietjie gegym en julle is nou fruster as ek. Dis nie altyd lekker nie. Maar die resultaat is die moeite werd vir jou en my. Dit werk vrugte, daai geoefenheid. So jou geestelike oefen moet steeds aanhou. Jy kan nie stop om fiets te ry nie. Jy kan nie stop om te hardloop nie, of te stap nie, om geestelike oefeninge te doen nie. Jy kan nie stop nie. Want dis ter wille van hom wat ons die wedloop moet voltooi. Dit is 'n uitdaging, maar dit bring 'n beloning mee. 'n oes van geregtigheid tot eer van God die Vader. Amen. Ek sê dit weer. Dit is 'n uitdaging, dan kan jy maar afsit, Joshua. Maar dit bring 'n beloning mee, 'n oes van geregtigheid tot eer